Baie dankie, ek kan die plek inneem. Goeiemôre aan almal en baie dankie vir elkeen van die wat vanmôre hier is om 'n laaste eerbetoon en afskeid te kom neem van Thomas Trond-Paulsen. Vriende, voor ons begin, baie sterkte vir as gesin. So nou julle, baie sterkte vir jou en vir ma. Mag die Here vir julle deur hierdie tyd dra. Dis maar 'n lang pad. Mens, ek dink die siekte van ons tyd is, ons is so gewoond aan alles kits, dat ons deur 'n ding wil gaan en ons is amper geïrriteerd as die ding langer vat as onmiddellik. En die lewe werk net nie so nie. En veral wanneer mense deur hou smart gaan, dis maar 'n lang tyd. Ek onthou met my pa se afsterwe het ek maande na die tyd, dan kyk ons iets op TV en dan herinner dit my net aan iets en dan stap ons maar uit en gaan heel bietjie buite. Die res van die familie is lankal weer met hulle lewens aan die gang, maar mense is self nog daarmee besig. So kyk maar mooi na mekaar en sorg maar dat julle so af en toe net hoor hoe gaan dit met almal. Vriende, kom ons buig die hoofde en dan begin ons hierdie diens in die naam van die Here. Ons Vader in die hemele, Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied hier op aarde soos dit in die hemel is. O Hemelse Vader, ons begin hierdie diens in U naam. En ons gaan dit ook in U naam afsluit. En ons vra Here dat U ons sal lei, maar dat U ook deur die woord met ons sal praat. Here, dat U deur die Gees vir ons dra en vir hulle wat vanoggend afskeid neem, sal vertroos en ook hierdie wonde sal kom genees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Die familie het 2 liedere gekies wat ons gaan sing vanmôre. So kom ons staan. Dis nog reg met die liedere. Julle is reg daai kant. Daar sal julle vir ons die eerste lied opsit asseblief. Vriende, kom ons staan en sing ons hartlik saam. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine. Only imagine.
and all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Baie dankie, kom maar sit. Vriende, Thomas Tron Paulsen is 7 Januarie 1960 gebore. Hy is 15 Oktober 2025 oorlede. Ek het 'n bietjie deur die Bybel gaan blaai en ek het ook vir die familie gesê, ek het as student al so 'n hele paar begrafnisse gehou. Ek dink toe ek die eerste een in my eerste gemeente doen, toe trek ek al op nommer 12. So die dominee waar ek was het my gesê, Gerard, jy moet die goed leer, en hy het my gevat en stap vir stap geleer hoe hy dit doen, en daar was sin aan hoe hy dit gedoen het, en ek het dit so deel gemaak van my, en dit is nog altyd so deel. Maar een van die goed wat hy vir my gesê het is, jy klim nie op die kansel en maak of die ou wat oorlede is jou beste pel was nie. Want soveel dominees trap in daai gat en hulle dink hulle moet vir elke mens wat hier voor opklim en sê, maar ek ken hom al so lank en ons doen dit en dat. En die waarheid is, ek doen baie begrafnisse van mense wat ek glad nie geken het nie. So van die begin af het ons besluit, bring vir die mense troos vanuit die woord. Lees dit wat in die Bybel staan en bring vir die gemeente wat voor jou sit troos vanuit die woord. En laat toe dat die familie die in memoriam skryf. Dat hulle praat oor die persoon wat oorlede is en hoe hulle hom graag sal wil onthou. Vriende, so ek het gaan blaai in die Bybel en daar's 'n paar tekste wat vir my sentraal is. En snaaks genoeg, die Bybel praat hier en daar enkele gedeeltes in van die boeke oor hulle wat heen gaan. Paulus praat oor hulle wat aan die slaap of wat reeds slaap. Daar's sentrale tekste soos wanneer die man aan die kruis hang, die twee ek wil amper sê rowers saam met Jesus gekruisig word. Die twee wat werklik skuldig bevind is, dat een van die twee dan sê, Here, wees my genadig, en die Here vir hom sê, maar vandag sal jy saam met my Vader in die koninkryk wees. Maar hier in Tessalonisense is daar ook 'n klompie verse, waar Paulus vir die mense aanmoedig, vir die gemeente aanmoedig, en so bietjie wil help. 1 Tessalonisense 4 begin met lewe volkome vir die Here. Laat dit vir julle saak van eer wees om rustig te lewe, sê hy. Julle met julle eie sake besig te hou, self in julle eie lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle 'n eerbare lewenswyse leef. En dan begin hy in die tweede helfte van daai hoofstuk om te sê, ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. En dan verduidelik Paulus 'n klompie goed, maar een ding wat my net opgeval het toe ek weer hierdie deurlees, is dat hy sê, maar die lewe hierna is nie 'n saak van vlees en bloed nie. Dat dit wat hierna kom, dat dit in 'n geestelike dimensie gaan wees, dat dit nie gaan oor fisies, liggaamlik nie. Verder is daar ander tekste waaraan ek baie keer dink, waar Jesus met die Sadduseërs en die Fariseërs praat. En die snaakste was, die Sadduseërs het nie geglo daar's 'n ewige lewe nie. Hulle het gedink jy leef vir hierdie lewe en dan is dit klaar. En dan wil hulle vir Jesus in Lukas 20 probeer om vas te vra. En dan vra hulle nou maar, hierdie vrou was nou aan 7 broers getroud in die hemel. Wie se vrou sal sy nou wees van die 7? Probeer hulle vir Jesus uitvang met hulle slim vragies. En dan sê Jesus vir hulle, maar in die wêreld hierna, die wat deel gaan wees daarvan, daar gaan dit nie oor trou, en mense gaan nie gegee word om te trou nie. Ons gaan wees soos die engele. Ons gaan nie engele wees nie. Engele is 'n aparte wese, dis 'n aparte spesie, wil ek amper sê, in die geestelike wêreld. Geen gelowige raak 'n engel nie. Ons gaan by die Here wees. Die engele sê, of in die woord staan, dat die engele graag soos ons wil wees. Maar ons gaan daar by die Here wees, en ons gaan by hom leef, en ons gaan hom sien soos hy werklik is, staande daar.
Die teks wat vir my die mees sentrale van almal is, staan hier in Lukas 11 en ek het dit gekies as teksgedeelte en ek gebruik dit baie in begrafnisse. Selfs al het ek 'n ander gedeelte wat ek gebruik, sal ek baie keer nog hier kom aanhaak. Hoekom? Omdat die sin van Johannes 11 en dit wat daar verduidelik word, baie belangrik is vir ons verstaan van wat hier gebeur. Jesus kom by Lazarus se susters. Jesus was maar 3 kilometer weg van daar af. Hy kon letterlik in 'n paar minute daarheen geloop het. As hy stadig geloop het 'n halfuur, dan kon hy by hulle gewees het. Maar hy laat toe dat dae verbygaan. Hy kom nie by hulle uit nie. En as hy dan by Martha en Maria uitkom, dan is Lazarus reeds oorlede. En hulle is baie hartseer. Hulle broer is dood. En wanneer hy dan daar kom, toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Nie net dood is nie, hy is al 4 dae lank begrawe. En dan begin Jesus en Martha praat. Maria daar binne gebly. Sy het sit en huil. Sy het nie uitgegaan om met Jesus of om te verwelkom of met hom te praat nie. Ek dink sy was heeltemal 'n bietjie kwaad vir hom. Of dalk bietjie meer as 'n bietjie. Here, as U hier was, sê Martha vir Jesus, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. En nou raak dit duidelik dat die teologie van daai tyd was baie soos vandag, dat eendag aan die einde sal mense uit die dood uit opstaan. En as jy met mense in die kerke praat, is dit wat hulle glo. Ons wil tog net seker maak almal glo in die Here. Dit maak nie vir ons saak hoe hulle nou leef nie. Dit maak eintlik nie vir ons saak oor hier nie, en ek dink ons belydenis, die apostoliese geloofsbelydenis, Nicea en al die, het deel aan die skuld daaraan, want die belydenis praat van ek glo in Jesus die opgestane Here, en dan spring dit oor ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, en dan dit alles het te doen met die bekering deel, en dan het dit met die ek glo in die ewige lewe. Daar's nie 'n enkele sinnetjie wat daar aangebou is nie. Daar moes eintlik iets gewees het soos, en ek glo dat Christene wat leef as behoortende aan die Here. Dat hulle wat aan die Here behoort, leef nou as verlostes in hierdie lewe reeds. Daar moes so iets gestaan het en dit doen nie, so dit maak dat ons fokus op, kom tot bekering, glo in die Here, en dan wag ons nou maar almal vir die opstanding uit die dood uit. En dis glad nie wat die Here in sy evangelies verkondig het nie. Dis nie wat hy kom verkondig het op aarde nie, glad nie. En as hy dit vir Martha sê, dan val sy in dieselfde stryk soort van, as hy sê, ja Here, ek weet, Lazarus sal eendag saam met ons almal uit die dood uit opgewek word. Dan antwoord Jesus haar op 'n besonderse manier. Ek weet, hy sal saam met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Martha, ek is die opstanding. Ons hoor hierdie woorde baie en daarom dink ons nie mooi oor dit nie, maar as jy mooi daaroor gaan dink, wat 'n weird ding om vir iemand te sê. Jesus kon gesê het, Martha, ek het uit die dood, of ek gaan uit die dood uit opstaan, want op hierdie stadium het hy nog nie. Martha, ek gaan uit die dood uit opstaan. Hy kon dit gesê het. Hy doen nie. Hy sê van Martha, ek is die opstanding. Dus Jesus vir, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan die mooiste van hierdie 2 sinnetjies. Glo jy dit? Glo jy dit? Vriende, ek wil hierdie woorde uitskree vir die kerk. Ek wil die kerk wakker ruk. Ek wil gemeentes aan hulle strot gryp en hulle rondskit en vir hulle sê, glo julle dit? Want hulle glo dit nie. Ons moet glo dat ons nie hel toe gaan nie. Dit glo ons. Maar glo ons dat hierdie Jesus wat ons bely, die opstanding is? Nee.
Ons glo hy het uit die dood uit opgestaan, maar dis deel van ons glo stukkie wat ons net moet glo in Jesus. En deel daarvan is, ja, hy het uit die dood uit opgestaan, maar glo dit net sodat jy kan eendag hemel toe gaan. Dis nie wat die Here verkondig het nie. As jy in my begin glo, my vriend, dan begin jy deel raak van die opstanding. Ek is die opstanding, en die eerste kerk het hierdie dinge gehoor en hulle het dit geleef. Die eerste kerk het vir mekaar begin sê, ons is die opstanding. Ons wat Jesus ken, want daar is die ander ding wat die kerk vandag mis het. Ons belydenis raak 'n vreemde ding. Ons het gisteraand in die Bybelstudie daaroor gepraat. In ons wêreld, wat is belydenis? Dit is so goed om te sê, en dit maak nie saak wat jy sê nie, want almal post die hele tyd 10.000 ander goed. En wat jy sê is heel moontlik nie waar nie, of jy kies dit net vir die kleur van die oggend. Die wêreld waarin ons leef het vals geraak tot in sy diepste toe. Ek sit 'n tydjie terug op 'n strand, en dis die mooiste dag, en hier kom 2 jong mense, en die ouetjie dra al die goed. Jy kan sien, hy is die pakesel vir die dag. Maar die meisie is net met haar foon besig, en dis pauses, en dit hardloop, en ek is by die see, maar toe besef ek, sy is besig met 'n YouTube video. Sy is besig om haar lewe uit te basyn in die wêreld, en sy skep hierdie hele scenario van dis die beste dag by die see, en dis wonderlik, en sy het al hierdie maniere, en hy moet uit die pad uit bly, want sy is nou besig met, en toe sy klaar is, toe sit sy die foon af, en toe sy dood verveeld. Toe het sy niks van die mooi dag. Ek het my vergaap aan haar op 'n stadium, want sy het so tyd daar gesit, weer die foon gegryp, daar is hulle weg. Hulle het nooit die lekker dag by die see geniet nie. Dit was 'n leuen. Sy het dit gepost, ons is by die see, kyk hoe geniet ons dit, wens julle nie, julle was hier nie, kyk net hier, maar dit is 'n leuen, en ek dink die wêreld waarin ons leef, ons begin weet dit. Ons weet, almal lieg oor wat hulle sê. Ons weet dat almal post goed wat oordrewe is. So as ons begin praat van belydenis, dan dit maak nie regtig meer vir ons sin wat ons bely, 'n soort van moet ons wese wees nie. Ons moet dalk die woorde begin verander en sê, jy moet Jesus ken. Dit help jy sê, jy glo in die Here, ken jy die Here? Het jy 'n verhouding met hom? Want as jy 'n verhouding met hom het, die Jesus van die Bybel, dan begin besef jy, maar hierdie Jesus is die opgestane Here. Vriende, en daarom wanneer ons familielede groet, dan is Paulus reg as hy in 1 Tessalonisense 4 sê, ek wil nie hê julle moet soos ander mense hartskeurend, rouend, amper 'n beroerte van hartseer hê oor 'n gelowige wat heen gaan nie. Dis nie nodig nie. Want daardie persoon het reeds in Christus die lewe, die opstanding begin leef toe hy nog geleef het. Jesus wek dan vir Lazarus uit die dood uit op. Lazarus sterf weer 'n paar jaar later. Maar Jesus sê, Lazarus is deel van die ewige lewe. Elkeen wat in Christus bely dat hy glo, begin reeds sy ewige lewe. Vriende, en dan raak die dood iets anders. Dan raak die dood die volgende fase waarvan Paulus praat, as hy sê, maar hierdie lewe hierna is nie 'n saak van vlees en bloed nie. In 'n ander hoofstuk hier in Romeine 14, ek gaan dit nie nou lees nie, ek het dit opgesoek, maar ek gaan dit eers los. Maar in Romeine 14 skryf Paulus weer mooi daaroor, en dan sê hy, ons behoort aan die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dis amazing gedagtes, dat 'n gelowige in sy dood aan die Here behoort. Dat 'n gelowige na sy dood aan die Here behoort. Dat 'n mens as gelowige jou oë kan toemaak, jou laaste asem kan uitblaas, en die volgende oomblik, as jy wakker gemaak word, dan sê die Here vir jou, welkom. Ek is die ewige lewe. En omdat jy 'n verhouding met my het, is jy hier. Leef saam met my. Amen. Vriende, ek gaan
eers die briefie wat die Hildeblyk wat die familie geskryf het vir julle lees, en ek dink daarna gaan ons die laaste lied speel. Ek gaan vra dat jy hierdie keer sommer net bly sit vir die laaste lied, en dan sal ek daarna met 'n gebed afsluit. Jy het ook gesien op die program wat op die status was, dat ons is 12:30 by die graf, dis reg nie, 12:30 is ons by die graf. Is dit die nuwe begrafplaas? Weet julle, ons moet net uitklaar, die ou begrafplaas lê hierbo, maar die nuwe begrafplaas ry jy tot waar die asgates afdraai is, maar jy ry verby daarin. So hy sit regs van die pad, die ou begrafplaas sit links van die pad. So ons moet net seker maak, of as jy ry agter die lyks waar daai kant toe ry. Vriende, daar sê, kom ons, ek lees vir wat die familie geskryf het. Ek gaan sommer dit wat op die blaadjies ook vir u lees. Laaste groete en die skrywer is onbekend. As daai tyd aanbreek, daai tyd om te groet, herinner ek myself tussendeur die seer, ook aan die mooi en die soet. En ek bly vra hoekom nou? Daar was nog so baie wat ons wou, maar wou is altyd te laat. En vereers is ek stikkend, vereers is ek spyt met 'n hartseer kwaad, omdat ons net wou, maar wou was weer eens te laat. Ek roep na gister en ek hoop God hoor my. Ek hoop hy sal terugdraai en my van hierdie pynlike groet bevry. Die seer van totsiens sê, waar ek afkyk en jou sien in vrede lê, op pad om God se woord tot stand te bring. In stof sal jy kom, in stof sal jy gaan, terwyl ek groet tot weersiens sing. En ek besef dan weer, want terwyl ek jou nog eenmaal saggies aanraak, lewe vir vandag, want môre is dalk te laat. En ek wonder, het jy wat jy nog wou met God reggemaak? Het jy gedrink van sy beker om plek in sy huis te verseker? Of het dit ook net gebly by ek wil nog, ek moet nog, ek sal nog? En nou het jy jou uur aangebreek en ek hoop jy het, aai tog. Ek groet jou met 'n diepe dank in my hart, dat ek jou vrou, vriend, ma, kind, kleinkind, broer, suster kon wees. Ek weet jy sal altyd by my wees, al is dit net in gees. As die sterre so flikker, sal ek weet, jy is die helder een wat wyf en hallo sê, mag God jou siel met vrede seën, hier waar ons jou nou te ruste lê. Almal wat Vertron ken weet, dat hy als in die oortreffende trap gedoen het. As hy jou kwaad gemaak het, het hy jou baie kwaad gemaak. En as hy vir jou goed gedoen het, was daar ook geen keer nie. Byvoorbeeld, as die tweeling, klein Tron en Christian, by die slaghuis instap en vra vir 'n worsie, sal hy hulle toegooi onder die droë wors. As Mia sê sy hou van diertjies, sal hy met 'n handslam, bergskilpad, 2 konyne opdaag, as hy vir 'n naweek kom kuier. Hy was ontsettend lief en trots op sy kleinkinders. Tron was 'n vriendelike mens. Hy kon geselsies aanloop met letterlik enige iemand en hy het altyd 'n grappie gehad om te vertel of net geweet hoe om iemand se been te trek. Hy was absoluut uniek. Op sy eie manier was hy 'n liefdevolle eggenoot, pa, seun, broer en vriend. Mens besef eers die impak wat iemand op mense lewens gehad het, die dag as hy sterf. Ons eer Tron se nagedagtenis en sal hom baie mis. Hy los 'n groot leemte. Hiermee wil ons as familie ons opregte dank en waardering uitspreek teenoor almal wat hier is en wat van ver gekom het, en vir almal se oproepe, besoeke, woorde van bemoediging en gebede gedurende hierdie tyd van beproewing.
Ons wil die volgende mense uitsonder vir hul ongelooflike bydrae en hulp tydens Tron se siektyd. Jacques Swart se bereidwilligheid om deur die nag van Moreesburg af Laingsburg toe te ry en weer Mamas by die toe om vir Tron by die hospitaal te kry. John Slabbert wat vir 4 maande elke naweek gaan kuier het vir Tron, maak nie saak hoe ver hy was en altyd met 'n bederfie. En ook Marina en Hannes Paulsen vir die uitlê van die graf, Dr. Marita Malan, Neil Jacobs, Susan Moon, dankie vir die pragtige blomme en ruikers. Ina Lamprechts en Lise de Tooy, dankie dat ons Jadien kan gebruik om ietsie te gaan eet en drink na die verrigtinge. Lana Paulsen, baie dankie vir die foto's vir ons briefie. Dankie vir al die draers, Juanita en Dafs vir julle uitmuntende diens. Ek wil net gou seker maak, die tee gaan na die teraarde bestelling wees. Dis reg, so as ons daar by die graf klaar is, dan kan jy net almal saamry na Jadien toe. Jadien is as jy by die dorp uitry net voor die brug. Die motor, die bandeplek is aan die linkerhand, maar so 'n paar persele terug op regterhand, is daar so 'n ou garage afdak, maar daar is nie meer 'n vulstasie nie. Jy sal sien die ruitte is mooi geplak en so aan. Ek is reg, nee, is die regte plek. Daar's hy. En dan kan jy net daar stop en ietsie daar saam geniet. Daar's hy. Vriende, ek gaan vra dat jy so bly sit en dan sal julle die laaste lied vir ons speel en opsit asseblief. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Vriende, ons is hier saam om eer te bring aan die Here. Ons is getuies oor die geloof en lewe van Thomas Tron-Paulsen. Gebore 7 Januarie 1960, oorlede 15 Oktober 2025. Ons is saam in rou. Ons erken ons verlies as menslik, maar God ons genade gee sodat ons in pyn vertroosting vind, in hartseer hoop en in dood die opstanding. Kom ons buig hoofde. Ons hemelse Vader, Here, ons dankie vir 'n pa, 'n eggenoot, 'n seun, 'n broer, 'n vriend, 'n kind. Iemand wat 'n pad in elkeen wat hier sit se lewens gestap het. Here, ons kom gee hom in U hande. Ons vra dat U verder met hom gaan. Maar ons vra ook, Here, dat U verder met ons gaan. Dat U die wonde genees. Dat U die hartseer kom troos. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons staan en ons gee die familie kans om eers die kerk te verlaat.